eintlik heel vreemd om weer 'n selfoonkamera te start so voor 'n diens. Welkom vir die mense wat by die huis kyk en ek hoop julle het ook 'n baie geseënde Vadersdag. Natuurlik vir elkeen hierso wat 'n pa is of die rol van 'n pa moes aanneem. En dit sluit 'n klomp ma's ook in wat daai rol al moes aanneem. Ons vier julle en ons dank die Here vir elkeen. En ja, dit is so groot voorreg wat ons het dat God ons hemelse Vader is, maar nie net eendag in die hemel nie, ook reeds nou. Ons gaan vandag praat oor wat dit beteken om God se naam te dra en om sy kinders te wees. En dit is iets wat Paulus aanspreek in 2 Korintiërs 3, maar voordat ons daarby kom, wie van julle kan vir my sê wat hierdie is? Dis 'n graad. En kan ek gou vinnig vir een van julle voorvra om hierdie vir my te lees? Al die klein skrifte lees en hierdie groot ene. Brentford Online University Bachelor's Degree. Mega goed sien. Okay. Brentford Online University Bachelor's Degree. En dan, this degree is to certify that Micha Kutsie completed the necessary academic requirements for a bachelor's degree in biomedical engineering in 2008 at the Brentford Online University, Brentford, UK. En dan is dit nou geteken deur 2 mense. So, in kort, in 2006 het ek 3 jaar kursus begin wat biomediese ingenieurswese, dis die ontwerp van mediese toerusting in baie kort. En in 2008 my graad gevang. Absoluut nonsens. Dit het nooit gebeur. Ek het daai vinnig van die internet afgelaai vanoggend met my naam ingesit. So 'n stuk papier kan mens maklik oortuig. 'n Stuk papier wat mense in 'n mooi koker sit, kan maklik iemand laat dink jy is iets wat jy nie is nie. Ek het nog papier hierso. Hierdie is my akte van demissie van die Nederduits Gereformeerde Gemeente Ruitenwag. Dis die vorige gemeente waar ek was. Nou die ene is werklik, dis die real deal. En dit is eintlik op 'n manier my geloofsbrief wat hulle gegee het om te sê ek is wie ek is en ek het gehandel op 'n manier wat aanvaarbaar is vir 'n dominee. Dis presies dieselfde brief het effens anders verwoord wat ons vir Louis gegee het toe hy weg is Bloemfontein toe. Nou, lank terug was 'n geloofsbrief of 'n getuigskrif iets wat dominees baie moes skryf. Ek dink ek het al 2 in my lewe geskryf. En ek is al so 'n stuk of 10 jaar predikant, so dit gebeur nie meer so baie nie. Dit dra nie meer dieselfde gewig nie. Inteendeel, ons het eintlik die ding op sy kop gedraai. Want in die verlede, en ek praat nou al die pad van Paulus se tyd af, het iemand gekom met 'n geloofsbrief van hulle vorige gemeente of 'n gemeenskap wat hulle gestuur het om te sê hierdie persoon glo regtig. Deesdae is dit omgedraai. Mense gaan na 'n kerk toe en vra vir 'n kerk, wat glo julle? En die ironie van die saak is, dis op die ou ende 'n probleem. En die dat ons by die kerk vra wat kan ons kry, eerder as dat jy kom na 'n kerk toe met 'n bewys wat sê, wat kan ek bied? En is ek geloofwaardig, ja of nee? Paulus is iemand wat dan juis hieroor praat, as hy met die Korintiërs praat. Voordat ek vir ons 2 Korintiërs 3 gaan lees, is dit belangrik vir ons om te verstaan, hier is nie Paulus se eerste of eintlik selfs tweede interaksie met die gemeente in Korinthe nie. Hy het die gemeente gaan plant. Hy het vir 'n ruk in Korinthe gebly en hy het hulle geleer van Jesus. Daar was nie gelowiges voor dit gewees nie, of as daar was hulle deel van die eerste gemeente in Jerusalem wat daartoe gegaan het, maar Paulus was die ou wat die gemeente daar geplant het.
En die gemeente het gegroei en Paulus het aanbeweeg. En ergens op 'n stadium het hulle vertroue in Paulus verloor. Nou die rede weet ons nie presies seker nie, maar baie ouens vermoed dat dit gaan oor ander mense wat daar kom preek het. En wat net meer indrukwekkend was. Paulus ken ons as hierdie held van ons geloof, wat die meeste van die Nuwe Testament geskryf het, maar in wese was hy waarskynlik nie iemand wat indrukwekkend was nie. Hy was meester van sy bediening arm, hy het tente gemaak, wat nou maar 'n handearbeid werk was. Hy was waarskynlik kort. Hy het waarskynlik 'n unibrow gehad, sê die ouens. Hy was nie 'n baie goeie publieke spreker nie, en hy het mense kwaad gemaak. Ons lees in Handelinge dat Barnabas wat saam met hom getoer het, baie keer die vrede moes bring nadat Paulus gepreek het. So, hy is nie iemand wat mense sommer as 'n leier sou kies nie. Tog was hy getrou aan wat die Here vir hom gegee het om te doen. En dan is daar hierdie pad van versoening. Paulus skryf sy briewe aan die Korinte gemeente en hy probeer hulle weer terugkry op die pad van waarheid. En hy het hulle op 'n stadium weer gaan besoek ook waar daar van gepraat word in 2 Korintiërs, maar selfs dit het nog nie heeltemal versoening gebring nie. En dan as hy die brief skryf, dan sê hy, ek skryf julle met trane, nie sodat julle kan dink dat ek vir julle kwaad is nie, maar dat julle kan besef hoe lief ek julle het. So Paulus skryf regtig met liefde aan die gemeente as hy vir hulle sê, ons moet weer terugkom by die Jesus manier. Ons moet weer van vooraf leer wat dit beteken om soos Jesus te lewe. Dan gaan hy voort en hy sê in die laaste stuk van hoofstuk 2 vir hulle, hoe God sy pad geseën het. Nie met rykdom nie, maar vir die evangelie, hoe God vir hom deure oopgemaak het. En dan kom ons by hoofstuk 3. So die wat wil kan saam met my lees 2 Korintiërs 3 van vers 1 af. Ons gaan die hele hoofstuk lees. Paulus sê, begin ons weer onsself aanprys. Dis nou met verwysing na die suksesse wat hy nou net van gepraat het. Of het ons miskien soos party ander mense aanbevelingsbriewe aan julle of van julle nodig? Julle is self ons aanbevelingsbrief, geskryf op ons harte, vir almal om te lees en te verstaan. Dit is tog duidelik dat julle 'n brief van Christus is. Deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op klip nie, maar op die harte van mense. Ek het gevindig daar stop. So, baie van die ander mense wat in Korinte kom preek het gekom met 'n brief, sodat hulle kan sê, kyk, hier's my bewys van wie ek is. Paulus sê, ek het nie 'n brief by julle nodig nie. Julle is my brief. Julle is die mense julle is die vrug van wat ek gedoen het, van my arbeid. Julle self ken my en weet wat ek gedoen het. So Paulus vat hulle eintlik aan en hy sê, hoe is dit dan moontlik dat julle nog vra vir 'n getuigskrif as julle dit self is? Op dieselfde manier, hierdie brief wat ek nou vir julle gesê is werklik. En dit is. Daarom gaan ek hom nie opskeer nie. Maar julle sal dit nog steeds kan gaan toets. Julle kan nog steeds vir Ruitenburg gemeente bel en vra, was daar ooit 'n dominee Micha Kutse by julle? Het hy gepreek en is julle seker hy het nie miskien 'n vrou geslaan in daai tyd nie, en hulle sal vir jou sê, nee, hy's veilig, hy's alright. Die mense se getuienis is baie meer werd as 'n stuk papier. So Paulus daag die Korinte gemeente uit en sê, hoekom glo julle briewe, as julle self dan die getuigskrifte is? Ons gaan verder van vers 4 af. Ons sê dit, omdat ons deur Christus ten volle op God vertrou. Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink, asof dit uit onsself kom nie. Ons bekwaamheid kom van God, wat ons bekwaam gemaak het, om bedienaars van 'n nuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die gees. Die letter maak dood, die gees maak lewend. Paulus probeer vir hulle iets van die wet vertel, en hy probeer vir hulle verduidelik dat dit wat op skrif is, nie die ding is wat red nie. Dis Jesus. En daarom is dit
die ding wat werklik saak maak. En as hy praat van die nuwe verbond, dan stel hy dit teenoor die ou verbond wat die wet was. Nou, hier moet ons net mooi verstaan, Paulus is nie besig om die wet sleg te maak nie. En as ons verder lees, dan sal ons dit ook verstaan, dat Paulus praat met baie respek van die wet. Maar hy sê die wet maak ons tog dood. En wat hy daardeur bedoel is, die wet wys vir ons 'n sonde uit. Maar die wet kan dit nie vir ons regstel nie. Iemand het hierdie voorbeeld gebruik en gesê, as jy in jou kar bestuur, wat maak dat jy die spoedgrens beter hou? 'n bordjie wat vir jou sê 60 of 'n verkeersbeampte wat dan agter jou ry? Die verkeersbeampte, daar's meer krag in die persoon as in dit wat geskryf staan. Ons almal weet wat die bordjie beteken. En dan kan jy nog soveel verder gaan en sê, ja, nog soveel meer so, as jou ryskool se beampte langs jou sit. Dan ry jy dalk 40 in 'n 60 sone, want jy wil net so graag jou lisensie kry. Die persoon is op die ouende baie groter as die wet. En die persoon waarna hy verwys, is natuurlik Jesus self. Die wet kan net vir ons wys waar ons verkeerd gaan. Ja, dit help ons om dit nie te doen nie. Dit help ons om binne die wil van God te bly, binne die riglyne van God te bly. Maar Israel se geskiedenis het oor en oor bewys, dit werk nie. Nie soos wat God dit reg wil hê nie. En dis hoekom God kom ingryp het. Ok, vers 7, ons lees verder. Die wet, wat in letters op klip gegraveer is, het in heerlikheid gekom. Hierdie heerlikheid, wat tog gou sou verdwyn, het op die gesig van Moses so geskitter, dat die Israeliete nie na hom kon bly kyk nie. As die bediening wat oor die dood lei, met soveel heerlikheid gekom het, hoeveel groter sal die heerlikheid van die bediening wat deur die Gees geskied, dan nie wees nie. Die bediening waardeur die mense veroordeel word, het met heerlikheid gekom, maar die bediening waardeur mense vrygespreek word, oortref dit verreweg in heerlikheid. Ons kan sê dat die heerlikheid van vroeër nie te vergelyk is met alles oortreffende heerlikheid van nou nie. As wat dan die verbygaan was, van heerlikheid gestraal het, veel meer nog sal die blywende van heerlikheid skitter. Van julle onthou die storie van Moses wat, toe hy afgekom het van die berg af, met die 10 gebooie, sy gesig geskyn, en hy moes dit met 'n sluier toemaak, want die mense was eintlik bang oor hoe God se heerlikheid op hom gehang het. En wat Paulus vir ons sê is, ja, dit was wonderlik, maar dit was ook tydelik. Dit was nie God se volle plan nie. En daai heerlikheid sou ook vergaan, en ek bedoel, die Israeliete het saam met Moses geloop, hulle het elke dag die vuurkolom en die wolkkolom gesien, en tog het hulle rebels geraak. Tog was hulle moedswillig. So, selfs 'n kort tydjie daarna, het hulle begin om weer die pad te verloor. Maar Paulus beloof vir ons hierso dat dit wat deur die Gees kom, gaan iets baie groter wees. Dit wat in die nuwe verbond kom, het 'n groter heerlikheid as dit wat Moses beleef het en wat die Israeliete saam met Moses beleef het. En dan sê Paulus, omdat ons hoop hierop gevestig is, tree ons met groot vrymoedigheid op. Ons is nie soos Moses wat sy gesig met 'n sluier toegemaak het nie. Dit moes hy doen om te verhinder dat die volk van Israel sou sien dat die ligglans aan die verdwyn was. Hulle verstand was ook toe, en vandag nog bly hulle verstand met dieselfde sluier toegemaak as hulle die Ou Testament lees. Maar die sluier word deur Christus weggeneem vir iemand wat in hom glo. Maar vandag nog, elke keer as die wet van Moses voorgelees word, is daar 'n sluier oor hulle verstand. Van Moses sê die skrif egter, elke keer as hy hom na die Vader wend, word die sluier weggeneem. Die Here beteken hier die Gees. En waar die Gees van die Here is daar vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word.
Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Net in daai laaste paar verse, die drie-eenheidsteologie wat ons glo, God wat 3 persone is, God is beide, of gelyktydig Vader, Seun, en hierso lees ons dit weer, Gees. So die Gees van God is op die ou ende die heerlikheid wat ons uitstraal. En God is self die een wat het vir ons moontlik maak om 'n getuigskrif te wees. Dis nie iets wat ons op papier kan vasvang nie. Net soos wat die hart van God nie in die wet vasgevang kon word nie. Die wet was die riglyne, maar die hart van God moes die mensdom leer ken deur Jesus self. Net Jesus kon vir ons werklik dit verduidelik deur dit uit te leef. Dis 'n wet wat nie net gaan oor moeds en moenies nie, dis 'n wet wat gaan oor liefde en genade. En dis die wet wat ons het. Dis interessant dat Paulus oor sy eie volksgenote praat, sy mede-Jode, as hy sê, hulle het nog steeds 'n sluier, want hulle kan nie die waarheid raak sien nie. Maar God vat ons sluier weg. Hy maak dit vir my en jou moontlik om die volle waarheid te sien, die volle betekenis van die wet en van die genade te leer ken. Deur Jesus, deur die kruis, deur die opstanding en deur die Gees wat in ons woon. So Paulus sê vir die gemeente in Korinthe, julle is my getuigskrif van wat ek gedoen het en van wat ek glo. Op dieselfde manier en net nog in 'n baie meer oortreffende trap, is ons die getuigskrifte van Jesus. Hoe sal mense glo as hulle nie erns sien en hoor van die evangelie nie? Erns moet mense bewus raak dat daar iets groter is as hierdie lewe en hulle gaan dit nie sien of hoor as ons dit nie vir hulle sê of hulle wys nie. Sien, die getuigskrif van God is nie iets wat mense vir mense kan leer nie. Ons moet dit vir hulle wys. En selfs vir my as dominee, ek kan vir julle die beste teks uitleg in die Grieks en die Hebreëus doen, ek kan vir julle die mees motiverende preek gee, maar as ek die integriteit het nie, dan beteken dit ook niks. En dieselfde geld vir ons almal. Ons integriteit moet saamloop met die boodskap wat ons verkondig. Hoe lyk dit? Dit is baie eenvoudig. Dis die vrug van die Gees. Die woord sê vir ons, 'n boom word aan sy vrugte erken en geken. As mense na jou kyk, sien hulle die vrug van die Gees, of sien hulle 'n klomp mooi woorde, wat iets mooi vertel van wat jy glo? As iemand na jou kyk, sien hulle iemand wie se lewe verander word, daagliks, om meer soos Jesus te word? Of sien hulle iemand wat eintlik maar lyk soos enige goeie mens, wat gelowig is of nie? As die Here na jou kyk, sien hulle iemand vir wat lewe vir 'n groter doel, vir iets meer as net hulle self en hulle gesin, of sien hulle iemand wat eintlik maar besig is met die tydelike? Die wêreld is vol wonderlike mense, wat fantastiese goed doen, mense oor wie daar geskryf word, mense wat pryse ontvang, mense wat regtig indrukwekkende persone en persoonlikhede is. Dis duidelik. Dis net die goed wat gaan oor die Gees. Dis net die geestelike dinge wat ewigheidswaarde dra. En ek en jy het dit. Ons het dit gekry as 'n geskenk. Ons hoef dit nie te gaan verdien nie. Ons het dit. Ek het nou juist Vrydag by die laerskool gepraat oor Jesus wat sê ons is die sout en die lig. Ons is dit, al klaar. Maar Jesus sê jy vat nie 'n lig of 'n lamp en jy sit dit onder 'n emmer nie. Nee, jy sit dit op 'n plek waar dit die hele huis kan verlig. Op dieselfde manier, wat doen jy met die Heilige Gees wat in jou lewe? Steek jy dit weg agter 'n sluier en sê, ag, weet jy, my geloof is maar 'n persoonlike saak, dit is maar 'n privaat ding, ek wil dit nou nie met ander mense deel nie, of sê jy, nee, ek wil die lig skyn. Ek wil die vrug van die Gees uitleef.
Ek wil die brief wees wat van Jesus vertel, nie van myself nie. Dis eers as ons daar kom wat ons regtig besef wat dit beteken om in die nuwe verbond te wees. En dis eers as ons daar kom wat die wêreld besef, daar is iemand groter. En dit is fantasties. Dis ons hoop, dis ons vreugde, soos wat Paulus vir ons ook sê. Ons sal vir die volgende paar weke gaan ons verder gaan deur die brief van 2 Korintiërs, waar Paulus nog verder vir ons uitpak wat dit beteken om 'n volgeling te wees. Dis net wanneer ons lewe soos wat Jesus geleef het. En die Gees maak dit vir ons moontlik. Nie perfek nie, maar ten minste op so 'n manier dat ander mense sê, ek wil ook iets hiervan hê. Ek soek ook iets hiervan in my lewe. Mag dit vir ons waar wees. Kom ons bid saam. Here, die aanbevelingsbriewe wat U skryf, wat U ons maak, is nie briewe wat met menslike woorde geskryf is nie. En Here, die wet wat U op ons hart skryf, is ook nie 'n menslike wet nie. Here, U wys dit vir ons, U het dit uitgeleef, en U maak dit vir ons moontlik. Here, help ons elkeen om meer soos U te wees, meer soos U te lyk, en meer soos U op te tree, en mag ons deel en vertel van wat U doen, wie U is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.